Dit is belangrik om reg te skryf, want lesers moet tog verstaan wat ek bedoel het toe ek iets geskryf het. En vir gelowiges is dit nog belangriker om reg te skryf. Want ons aanbid 'n God vir wie die waarheid belangrik is. En om reg te skryf en reg te verstaan, gaan hand aan hand met die waarheid. In hierdie kursus gaan ons jou help om reg te skryf. Ons gaan fokus op skryfwerk in die kerkomgewing, maar die uitgangspunte geld eintlik vir enige woorde wat jy in skrif moet omsit. Miskien het jy al gewonder, wat word alles in die kerk geskryf? Dink 'n bietjie aan die agendas vir vergaderings, of die notules van vergaderings, aan verslae of rapporte waarin iemand terugvoering gee oor 'n opdrag wat hy vroeër gekry het. Weet jy dat elke persoon wat in 'n gemeente gedoop word, se naam in 'n doopregister aangeteken moet word? En so moet daar ook 'n lidmaatregister wees, waarin al die lidmate se name opgeneem is. Die register moet bygehou word wanneer daar nuwe intrekkers kom, en ook wanneer lidmate vertrek of sterf. Wat van die blaadjies wat Sondae uitgedeel word, of op elektroniese borde verskyn, of elektronies uitgestuur word? En watter rol kan 'n gemeentetydskrif in 'n gemeente speel? Omdat gelowiges in 'n gemeente is, mense met ander woorde, moet hulle privaatheid ook gerespekteer word. Hoe doen dit mens dit in die lig van die Popiewet wat ook op kerke van toepassing is? Watter dokumente moet bewaar word? Waarom moet hulle bewaar word? Hierdie kursus is nie net vir dominees of voornemende dominees nie. Dit is ook vir skribas en administratiewe beamptes van gemeentes. Eintlik vir almal wat op een of ander manier in 'n gemeente woorde op skrif vaslê. In hierdie kursus gaan jy nie net luister nie, maar jy gaan voorbeelde sien en jy gaan oefening kry om van die dokumente self op te stel. Dis 'n kursus wat teorie en praktyk bymekaar bring, sodat jy met gemak kerklike dokumente kan opstel en in stand hou.